Goeiemôre geliefde gemeente en ook hartlik welkom aan alle besoekers wat vanmôre saam met ons is. Van die kerkraad af, die volgende afkondigings. Na die afloop van die erediens sal daar katekisasie wees vir die laerskoolkinders. Hulle doen vandag les 8. Ons kollekte onder die diens gaan vir ons diakonale kas en by die deure vir evangelisasie. Ons gaan vanmiddag Bybelstudie in Langebaan. Ons begin 'n nuwe Bybelstudie vandag om te kyk na die boek van Genesis, se eerste 11 hoofstukke. En die 12de November is daar Kerk Kiki Club en die 22ste November die Suster byeenkoms. Na die erediens sal die ander afkondigings volg. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Geliefdes, aan die vir wie God die Vader geroep het, dat hy lief het en deur Jesus Christus bewaar, mag barmhartigheid, liefde, genade en oorvloed aan julle geskenk word. Amen. Kom ons staan, dan sing ons saam Psalm 104 as ons loflied. Psalm 104 sing oor die heerlikheid en die grootheid van die Here. Hy wat kom, hy wat ry op sy strydwa van vuur, wat kom van die hemel, wat heers oor die hele aarde. Ons sing saam vers 1 tot 3 en dan ook vers 19 tot 21. Is 'n kort versies, dis net 4 versreëls elk. Ons staan dan sing ons saam Psalm 104 vers 1 tot 3 en 19 tot 21. Ons bely ons geloof saam in die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. Daarna kan ons gaan sit en gaan ons saam luister na die wet van die Here. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus,
sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, vir die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. As deel van ons voorootmoedigingsdiens voor die Here, luister ons nou saam na sy wet uit Eksodus hoofstuk 20. Daarna sing ons saam 'n loflied, om ook vir die Here te dank en te loof vir die genade wat ons het, ondanks ons sonde en hoe ons sy wet menigmaal oortree. Ons lees saam die wet van die Here. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet, my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag niemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons so bly sit, ons sing saam van lied 190, lied 190, ons sing saam vers 1 en vers 2. Kom ons bid saam.
So magtige Hemelse Vader, dankie Here dat ons mag weet dat in hierdie donker wêreld waar daar geen uitkoms is vir ons, voordat ons die uitkoms kon vind, het U na ons toe gekom. U het U ontferm in die genade oor ons. U het ons geroep uit die duisternis na U wonderbare lig. En dat ons vanmôre saam kan kom as die kinders, as die mense van die lig, omdat die lig in die duisternis van ons harte geskyn het. Omdat Christus in duisternis aan die kruis vir ons gehang het in ons plek. En dat ons nie net eendag nie, maar nou al reeds die ewige lewe kan hê. Dankie Here dat U ons by mekaar roep vandag, dat U ons by mekaar roep as die volk om die woord te hoor, en dat ons vandag mag terugkyk in die geskiedenis van die profete, die geskiedenis van die Seun, die geskiedenis van die kerk, en hoe U op 'n wonderbaarlike wyse ons vorm, ons lei, en die lig bring deur U woord. Dankie Here dat U deur al hierdie jare U kerk gedra het en gelei het. Dankie dat U vandag nog met ons praat. En sal U ook in ons jare, in ons generasie, ja in ons leeftyd nog herlewing bring. Herlewing in ons volk, herlewing in ons land, in die wêreld. Ons weet Here dat daar soveel dwaalleer is, soveel verlorenheid, daar soveel soeke na U is. Mag U woord, mag die stem van die woord deur U kerk helder en duidelik hoorbaar word vir die hele wêreld, vir 'n verlore wêreld, vir mense wat seer het, vir mense wat op soek is. Dankie Here dat U ons koning is, en dat U nog alles onderhou en regeer. Dankie dat ons op U kan staat maak, nie net vir vandag nie, maar ook vir die ewigheid. Ons wil ook vanmôre die gemeente aan U opdra, die wat swaar kry, na operasies, na siekte, die wat al ewig besig is om te worstel met kwale, dat U tog hulle die uitkoms sal gee, dat U self hulle uitkoms sal wees. Gee hulle in U voorsienigheid ook die genade om herstel te kry. En as dit nie U wil is, dat hulle genesing moet vind nie, dat U hulle berusting en troos sal gee, dat U genade vir hulle genoeg is. Gee ook so uitkoms vir die wat eensaam is, die wat moeid en belas is, emosioneel en geestelik. As dit U wil is, werk ook deur ons om daar te wees vir ander in hulle swaar kry. Ons bid Here, waar ook al U woord vanmôre gepreek word, mag dit nie die woorde van mense en die gevoelens van mense net aanjaag en aandryf nie. Maar mag dit U woord wees, mag die prediker spreek, so sê die Here, Here. Gewe al ons sondes, en dankie dat ons mag weet, dat in Christus is ons skoon van alles wat vuil is, skoon gewas, rein gemaak deur sy bloed. In sy naam bid ons hierdie gebed. Amen. Voordat ons uit die woord van die Here lees, kom ons sing saam Psalm 97. 'n Psalm wat sing oor die Here wat heers, hy wat heers oor die aarde, maar ook hy wat heilig is. Ook 'n tema van Esegiel se visioen wat hy sien. Kom ons staan en sing ons saam Psalm 97 vers 4, vers 5 en vers 7. En daarna lees ons uit die woord van die Here.
Ons lees vanmôre saam met die woord van die Here uit Jesegiel hoofstuk 1, 2 en 3. Enkele gedeeltes uit Jesegiel hoofstuk 1, ook net 'n paar verse uit Jesegiel hoofstuk 3. Ons onderbreek ons reeks tema om vandag te fokus op die reformatie en die geskiedenis van die reformatie. Maar tog sit ons dit gedeeltelik voor deur te begin met die apokaliptiese literatuur. Die literatuur van Openbaring en Daniël wat ook gedeeltelik in Jesegiel voorkom. Visioene en beelde, skrikwekkende dinge wat ons soms moeilik verklaar. En so sien Jesegiel dan 'n beeld van die Here. Hy kry 'n visioen of 'n gesig van die Here. Nou, ons lees nou net die laaste deel van daardie gesig. Ons lees saam Jesegiel 1 vanaf vers 22. Die eerste deel van die beeld sien Jesegiel die lewende wesens, die gerubs, 4 gerubs, wat onder hulle elkeen 'n wiel in 'n wiel het. 'n Baie onbeskryflike beeld. Die taal wys ook dat Jesegiel dit baie vinnig neergeskryf het, asof hy nie kan verduidelik wat hy sien nie. En in die laaste sien hy nie die wiele nie die gerubs nie, maar dit wat bo hulle is, 'n stryd as te ware, waar die Here op sy troon sit, bo die gerubs, bo die heelal. Ons lees vanaf vers 22. Bokant die wesens se koppe was iets wat gelyk het soos 'n gewelf, blink en skrikwekkend soos 'n ysberg. Die gewelf was bokant hulle koppe oopgespan. Onderkant die gewelf het hulle vlerke uitgestrek, die een teen die ander, en elkeen met 2 vlerke sy lyf bedek. Ek het die geruis van hulle vlerke gehoor, wanneer hulle beweeg, was dit soos die geruis van 'n sterk waterstroom, soos die stem van die Almagtige, soos die gedruis van 'n menigte mense bymekaar, soos die gedreun van 'n leermag. Wanneer hulle tot stilstand kom, het hulle vlerke laat sak. Daar het 'n stem gekom van bokant die gewelf, bo die wesens se koppe. Hulle het hulle vlerke laat sak wanneer hulle tot stilstand kom. Bokant die gewelf, bo hulle koppe was daar iets soos safier met die vorm van 'n troon, en daarop was 'n gestalte met die voorkoms van 'n mens, hoog daarbo. Van wat gelyk het na sy heupe daarvandaan boontoe, het dit vir my gelyk na die glans van gloeiende wit metaal, na iets soos vuur met 'n rand daar rondom. En van wat gelyk het van sy heupe daarvandaan ondertoe, het dit vir my gelyk na vuur met 'n helder glans rondom. Die glans rondom was soos die van die reënboog in 'n wolk na die reën. Dit was soos die magtige verskyning van die Here. Toe ek dit sien, val ek plat en hoor 'n stem met my praat. Die stem het vir my gesê: "Mens, staan regop, ek wil met jou praat." Terwyl hy met my praat, kom die Gees in my en laat my regop staan. Ek het die stem met my hoor praat. Hy het vir my gesê: "Mens, ek stuur jou na die Israeliete toe, 'n opstandige nasie wat teen my in opstand gekom het. Hulle en hulle voorvaders het hulle teen my verset tot op hierdie dag. Dit is moedswillige en hardkoppige mense na wie ek jou toestuur. Jy moet vir hulle sê wat ek, die Here jou God, sê, of hulle luister of nie, want hulle is 'n weerbarstige volk, maar hulle sal agterkom dat daar 'n profeet tussen hulle is. En jy, mens, moenie vir hulle bang wees nie, ook nie vir wat hulle sê nie, al stuit jy op weerstand, op dorings, al sit jy op skerpioene, moenie bang wees vir wat hulle sê nie, moenie vir hulle skrik nie, hulle is 'n weerbarstige volk. Jy moet vir hulle sê wat ek sê, of hulle luister of nie, want hulle is weerbarstig. En jy, mens, luister na wat ek vir jou sê, moenie weerbarstig wees soos hierdie weerbarstige volk nie, maak oop jou mond en eet wat ek jou gee. Toe sien ek daar is 'n hand na my toe uitgesteek, en in die hand was 'n boekrol. Die hand het die boekrol voor my oopgerol. Dit was aan albei kante volgeskryf, en wat daarop geskryf was klaagliedere, treurliedere en smartroepe. Die stem het vir my gesê: "Mens, eet wat voor jou is. Eet hierdie boekrol en gaan praat met die mense van Israel." Ek het my mond oopgemaak en die Here het my die boekrol laat eet. Hy het vir my gesê: "Mens, eet die boekrol wat ek vir jou gee, eet jou vol.
Ek het dit geëet, en dit was soet soos heuning in my mond. Toe sê hy vir my, mens, ga na die mense van Israel toe, en sê vir hulle wat ek sê. Jy word nie gestuur na 'n volk wat 'n onverstaanbare, moeilike taal praat nie, maar na die mense van Israel toe. Ook nie na baie volke toe met onverstaanbare, moeilike tale, sodat jy nie kan verstaan wat hulle praat nie. Het ek jou maar na hulle toe gestuur, hulle sou na jou geluister het. En die mense van Israel sal nie na jou luister nie, want hulle wil nie eers na my luister nie. Al die mense van Israel is koppig en onversetlik. Maar ek maak jou net so onversetlik as wat hulle is. Jou kop net so hard as hulle sin, soos diamant, harder as rots, so maak ek jou kop. Moenie vir hulle bang wees nie, moenie vir hulle skrik nie. Hulle is 'n weerbarstige volk. Hy het verder vir my gesê, mens, onthou alles wat ek vir jou sê, luister goed daarna, en ga na die ballinge toe, na jou volksgenote toe. Spreek hulle aan, sê vir hulle wat ek, die Here God, sê, of hulle luister of nie. Die Gees het my opgetel, en toe hoor ek agter my die gedreun van 'n groot aardbewing en 'n stem. Die hemel self moet die magtige verskyning van die Here loof. Daar was die geruis van die wesens se vlerke wat aan mekaar geraak het, die gedreun van die wiele wat daarmee saam, en die gedreun van 'n groot aardbewing. Die Gees het my opgetel en my weggevat, en ek is daar weg, swaarmoedig en ontsteld. Die mag van die Here het my op 'n harde manier in besit geneem. Ek het toe by die ballinge in Tel Abib aangekom. Hulle het daar in die omgewing van die Kebar rivier gewoon, en ek het 7 dae lank verskrik daar tussen hulle gesit. Na die 7 dae het die woord van die Here tot my gekom. Mens, ek het jou aangestel as 'n wag vir Israel. Jy moet luister na wat ek sê, en hulle namens my waarsku. Wanneer ek vir 'n goddelose sê, hy gaan sterwe, en jy waarsku hom nie, jy praat nie, en jy waarsku nie die goddelose teen sy bose optrede, om hom so in die lewe te hou nie, dan sal hy deur sy sonde sterwe, maar ek sal van jou rekenskap eis vir sy dood. As jy hom waarsku, en hy bekeer hom nie van sy goddeloosheid nie, van sy bose optrede nie, sal hy deur sy sonde sterf, maar jy sal jou eie lewe behou. En wanneer iemand wat tot dusver reg geleef het, die regte lewe laat vaar en onreg doen, en ek bring hom tot 'n val en hy sterwe, omdat jy hom nie gewaarsku het nie, sal hy deur sy sonde sterf, en sal die goeie dinge wat hy gedoen het, nie onthou word nie, maar ek sal van jou rekenskap eis vir sy dood. As jy hom waarsku om nie te sondig nie, en hy sondig nie, sal hy bly lewe omdat hy hom laat waarsku het, en jy sal jou eie lewe behou. Goed, te midde van ons tegniese probleme gaan ons voort. Ek lees vir ons net die fokusverse weer. Die fokusverse is Jesegiel 1 vers 28. Die glans rondom was soos die van die reënboog in 'n wolk na die reën. Dit was soos die magtige verskyning van die Here. Toe ek dit sien, val ek plat en ek hoor 'n stem praat. Daarmee saam hoofstuk 3 vers 1 tot 4. Dankie Michael John. Die stem het vir my gesê, mens, eet wat voor jou is, eet hierdie boekrol en gaan praat met die mense van Israel. Ek het my mond oopgemaak en die Here het my die boekrol laat eet. Hy het vir my gesê, mens, eet die boekrol wat ek jou gee, eet jou vol. Ek het dit geëet en dit was soet soos heuning in my mond. Toe sê hy vir my, mens, ga na die mense van Israel en sê vir hulle wat ek sê. Sover. Geliefdes, wanneer ons praat van die geskiedenis, dan verwys ons na die dae en die nagte van die verlede. En wanneer ons dink aan die geskiedenis van God se kerk, dan is die gedagte van lig en duister, hierdie siklus, eintlik baie gepas. Dit beeld vir ons die voortdurende stryd wat die Here se kerk het tussen goed en sleg. Tye van lig en duister, tye van val en tye van herlewing. En Jesegiel se vroeë lewe is 'n pragtige voorbeeld daarvan.
Hy is gebore tydens die regeringjaar van koning Josia. Die konings voor Josia was bose konings wat die volk gelei het om afgode te dien. In Israel was daar jarelang die woord van die Here nie gehoor nie en die feeste nie gevier nie. Die geestelike toestand van die volk was eintlik baie donker. Josia het toe op 8 jaar oud koning geword en van vroeg af eintlik die Here begin dien. En stadig maar seker het die lig van God het die lig weer in die duisternis begin skyn. In die jaar 622 voor Christus het daardie liggie wat aanvanklik dof geskyn het, skielik helder geword. Josia het in die tempel die wetboek van die Here weer gevind. En juist dit het tot 'n groot geestelike herlewing as gevolg gehad. Al die afgode diens is verwyder, die klippilare, die hoogtes en die pale was afgebreek, en die woord wat vir lang jare vergete was, het weer klink in die ore van die volk. In daardie selfde jaar, 622 voor Christus, is Esegiel gebore in die stam van Levi. Die Lewiete het geen grondgebied gehad nie, hulle was aangestel as priesters van die Here. Hulle moes die volk voor die Here verteenwoordig het. In die eerste 13 jaar van Esegiel se lewe is hy gebore as 'n priester en het hy in hierdie tyd van herlewing wat die woord van God voorop gestaan het, groot geword. Maar na Josia se dood het die konings en die volk weer in hulle ou gewoontes verval. Hulle het afgode begin dien, verbonde met ander volke gesluit, hulle het gerebelleer en Jeremia 2 sê die ergste van alles, hulle het van die Here vergeet. Vir die eerste 13 jaar van sy lewe was daar lig, en vir die volgende 12 jaar van Esegiel se lewe was al verval, duister, afgodsdiens. Uiteindelik het die Here die volk gestraf oor al hulle ongeregtigheid. Hy het koning Nebukadneser van Babylon gestuur om Juda in te val. En na byna 3 jaar se oorlog, hongersnood en swaar kry, is Jerusalem ingeneem. En die volk is in ballingskap weggevoer. En onder daardie mense was 'n jong Esegiel. Vir die eerste 25 jaar van sy lewe was dit hierdie worsteling, hierdie stryd tussen lig en duister, 'n mengsel van hervorming en dan weer afvalligheid. Die volk het geen vastigheid in hulle geloof gehad nie. Wanneer 'n nuwe koning aan bewind gekom het, het hulle maar net weer die afgode gedien. En dan wat 'n siekte het die volk gelei dat hulle so gou van die Here vergeet. En dan 5 jaar later, na hulle in ballingskap weggevat is, verskyn die Here aan Esegiel. En hy gee vir hom die geestelike diagnose van die volk se siekte in hoofstuk 2 en 3. Die volk het 3 probleme gehad. Eerstens het hulle uiterlik 'n hardheid gehad. As ons die Here se woorde letterlik vertaal, sê dit dat hulle gesigte klip was en hulle voorhoewe yster. Met ander woorde, hulle was moedswillig en hardkoppig. Nie net was hulle ongewillig om te verander nie, maar hulle het ook doelbewus gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Maar daar was ook 'n innerlike hardheid. Hulle harte het ongevoelig en verstok geraak. Die Here sê, hulle was soos 'n kind wat net nie wil saamwerk nie. Hy noem op 7 verskillende maniere hulle opstandig, weerbarstig, wederstrewig. En derdens het hulle 'n gehoorprobleem gehad. Hulle kon die taal verstaan, maar hulle het hulle ore toegedruk vir die woord van die Here. En dit het dan alles gelei tot Esegiel se roeping. Esegiel 1 vers 1 begin met 'n baie besondere dag vir hom. Dit was sy 30ste verjaarsdag. Hy het maar 'n entjie weggestap, weg van die laar en van die tente af. Dit was nie vir hom 'n dag van dankbaarheid nie, van vreugde nie. En hy was bedroef. Hoe kan hy feestelike en lofsange sing hier in ballingskap? Hy en saam met die volk is nou al 5 jaar hier in Babel. Hulle kamp is daar opgeslaan aan die Kebare rivier. En dan, juis op daardie dag, gebeur iets ongelooflik vir Esegiel. Uit die taal wat hy gebruik, sukkel hy om te beskryf wat hy sien. Maar hy kry 'n gesig van God.
En op die ou eind som hy dit met hierdie woorde op. Hy het iets gesien, soos die verskyning van die heerlikheid van die Here. En toe homself weer vind, toe staan hy in die almagtige teenwoordigheid, of in die teenwoordigheid van die almagtige koning van die heelal. Die Here wat onbeperk is, wat nie ingeperk kan word deur landsgrense of geboue nie. Hy wat almagtig is, wat gaan waar hy wil, wat doen wat hy wil, wat regeer oor al die afgode, hy wat troon op die gerubs. En nou van sy troon af praat die Here met hom. Op daardie dag, op sy 30ste verjaarsdag, het sy lewe heeltemal verander, want hy was gesalf tot die diens van die Here. En tog het dit glad nie gebeur soos dit normaalweg gebeur het nie. Trouwens, Esegiel se roeping en sy lewe is totaal en al anders as die volk en as wat die mense gewoond was. Om net 'n paar voorbeelde te vat. Onder normale omstandighede sou 'n priester op sy 30ste verjaarsdag dan amptelik tempel toe gegaan het en in die teenwoordigheid van die Here gesalf word tot sy diens. Maar nou sit Esegiel 1200 km ver van die tempel af. En in plaas daarvan dat hy na die tempel toe gaan, kom die Here se teenwoordigheid na hom toe. Nou voor die ballingskap het die volk die voorreg gehad om die Here en die tempel by hulle te hê. Daar het die Here onder hulle gewoon. Maar die volk, hulle het gewoon asof die heilige koning nie eers in hulle midde is nie. Hulle het gerebelleer en hulle het geen ontzag vir die Here en sy heiligheid gehad nie. En daarteenoor Esegiel, wanneer hy die heilige teenwoordigheid van die Here sien, reageer hy reg. Hy val plat op sy gesig neer in ontzag vir die Here. In teenstelling met die volk wat hardkoppig, hardhorend en opstandig is Esegiel gehoorsaam en hy luister na die Here. Selfs Esegiel se aanstelling is heeltemal omgekeer. As 'n leviet sou hy waarskynlik aangestel word as 'n priester vir die Here. Die priesters het die volk se stem verteenwoordig en het met die volk se belange na God toe gegaan. Maar nou stel die Here hom aan, nie as 'n priester nie, maar as 'n profeet. Hy moet nou God se stem verteenwoordig onder die volk en met God se belange na die volk toe gaan. En as profeet was daar vir hom 4 besondere dele. Eerstens, sy aanstelling. In die gesig wat Esegiel sien, gee die Here vir hom 'n boekrol om te eet. By die boekrol geëet het, word dit deel van hom. Die Here sê, eet dit en laat dit in jou binneste ingaan, dat dit deel word van jou, verteer dit. Dit moet deel word van sy wese. Ja, hy moet nie praat en sê uit sy eie denke of uit sy eie emosies nie. Wat uitkom moet die woord van God wees. Om 'n profeet te wees, begin om te eet en versadig te wees met die Here se woord. Ja, dit is die bron van Esegiel se gesag. Dit is die bron van hierdie boodskap wat hy bring. En na sy aanstelling kom sy opdrag. Die Here gee vir hom in besonder die opdrag om 'n wag vir Israel te wees. Aan die een kant is dit 'n baie eenvoudige taak. 'n Wag is iemand wat in oorlogstyd op 'n toring staan en uitkyk vir wanneer die vyand aan die kom is. Sodra hy dan die gevaar sien, moet hy op 'n trompet of 'n ramshoring blaas, of hy moet hard roep en vir die mense sê, die vyand, die gevaar is op pad. Al wat sy taak is om te kyk, te waarsku en die volk wakker te maak. Maar aan die ander kant is dit geen geringe taak nie. Dit is 'n saak van lewe en dood. As die wag sy werk getrou gedoen het, dan sou die mense gewaarsku word en dan sou hulle gelewe het. Dan sou hulle lewe gered word. Maar as hy versuim het om te waak en versuim het om te praat, as hy stil gebly het, dan sou almal dood gegaan het. En dan was hy hoofverantwoordelik daarvoor. Die diepste was Esegiel se taak om die woord wat die Here in hom geplaas het deur die eet van die boekrol, om juist dit te verkondig aan die mense. Maar hy moes ook die mense gewaarsku het. So spreek die Here, oordeel is op pad, die gevaar is op pad, luister en bekeer. En die volk se lot word dan bepaal deur hulle eie reaksie. As hulle luister en agslaan daarop, sou hulle gelewe het. As hulle dit ignoreer, sal hulle sterwe. Daarenteen word Esegiel se sukses nie bepaal of die mense luister of nie, maar of hy getrou die opdrag
die woord wat die Here in hom gegee het, verkondig. En dit bring ons dan by die derde deel, die inhoud van daardie boekrol, die inhoud van sy boodskap. Toe Jesegiel die boekrol sien, van die buite af, was dit vol klaagliedere, treurliedere en smartgeroepe. God se boodskap deur Jesegiel vir die eerste deel van sy bediening was 'n waarskuwing. Die oordeel is op pad, word wakker, wees gewaarsku. En die volk het glad nie daarvan gehou nie. Want nou moet Jesegiel aan sy eie mense toe gaan. Mense wat reeds deur baie moeilike tye is, mense wat reeds in ballingskap weggevoer is, mense wat hy geweet het hardkoppig en moeilik is om te hoor. En hy moet na hulle toe gaan met die wete dat hulle sy boodskap sal verwerp. En na daardie dag sit Jesegiel vir 7 dae stil onder die volk, verstom, sonder 'n woord. Wat kan hy sê? Hy moes juis aan sy eie mense en aan sy landsgenote, mense wat sy eie taal praat, hy moes na hulle toe gegaan het. En hy moes hierdie boodskap van verdere oordeel verkondig het. En dit was baie swaar. En dit bring ons dan by die 4de punt van Jesegiel se werk. Op die ou einde van die dag sou hy getrou wees aan sy naam. Wanneer die Here met Jesegiel praat, dan spreek hom aan as mens. In die ou vertaling, mensekind. Hierdie titel verskyn meer as 90 keer in die boek en dit verwys na Jesegiel se mensheid, sy swakheid, sy eie broosheid. Hy's maar 'n swak mens met 'n reuse taak. Hy's ook vatbaar vir verwerping, bang vir die woorde van mense, bang vir wat hulle dalk kan sê, so skerpioene en doringbosse, sê die Here. Maar die mensekind se naam is ook Jesegiel. Dit beteken, mag God hom versterk. Nie gepas was dit nie. En God bemoedig hom nie net nie, deur vir hom te sê, die volk is hardkoppig, maar ek sal jou nog meer hardkoppig maak. Maar die Here bemoedig hom nie net deur hom te herinner dat hulle nie vir hom as mens verwerp nie, maar uiteindelik vir die Here as God verwerp. Maar die Here versterk hom ook. Terwyl Jesegiel magteloos voor die Almagtige lê, om die Gees van die Here in hom in. Hy bekragtig hom, hy help hom om te luister en uiteindelik help hom om te spreek. Ja, alles wat Jesegiel gedoen het, wat hy gesê het, wat hy gehoor het, is die krag van die Gees. Het nie uit homself gekom nie, maar soos hy self sê, die magtige hand van die Here was sterk oor my gewees. Geliefdes, na Jesegiel se roeping in die eerste hoofstukke, sal hy in Israel een van die belangrikste en ook een van die wonderlikste profete wees. Maar soos al die profete voor en ook al die profete na hom, was sy werk, sy roeping en sy lewe eintlik 'n skaduwee van die uiteindelike, die groot profeet, Jesus Christus. In die Nuwe Testament leer die Here ons dat Judas se probleem, hulle hardkoppigheid, hulle weerstandigheid teen die Here, dit was nie net 'n Juda probleem nie, nee, dit is 'n mensprobleem. Net soos hulle is ook ons in opstand teen God gewees. Maar voor God se genade was ons almal nie net siek nie, maar dood in ons sonde en ons oortredinge. Die probleem van Jesegiel se tyd is die probleem van die mensdom. Is sonde. Maar soos die Here, terwyl sy volk in ballingskap was, na hulle toe gekom het, soos die Here na Jesegiel toe gekom het, so het die Here ook uiteindelik met sy woord na ons toe gekom. Dat daardie woord het mens geword en onder ons kom woon, soos die volk in hulle sonde, verlorenheid en ballingskap weggevoer was, by die Kebara rivier, hulle tente opgeslaan het, so het die Here in Christus sy tent onder ons as mense opkom slaan. Maar soos Jesegiel die heerlikheid van die Here daar langs die Kebara rivier aanskou het, so het ons die heerlikheid van die Here aanskou, sê Johannes. Daardie heerlikheid van God het onder ons kom woon. Hy was die ware seun van die mens. Hy het nie net die woord geëet nie, maar hy het vir ons die lewende woord geword. Hy het nie net 'n boodskap gebring nie, maar hy was selfs die inhoud van die boodskap. En net soos Jesegiel was Christus uiteindelik verwerp deur sy eie mense. En tog was hy gehoorsaam aan sy Vader, gehoorsaam tot die dood toe aan die kruis.
Ja, juist daardeur het hy vir ons nie net profeet geword nie, maar ook priester. En nie net priester nie, maar ook die koning wat vir aan Esegiel verskyn het daardie dag. Waarlik, die Here het wonderlike dinge onder ons kom doen. Geliefdes, ek sluit af. Dwarsdeur die geskiedenis van die kerk is daar hierdie duidelike sikliese patroon van duisternis en lig. Tye waar die woord van die Here byna glad nie gehoor word nie, en dan tye van herlewing. En vandag staan ons nie net aan die ander kant van die priester profeet Esegiel nie, maar ons staan ook aan die ander kant van Christus, die volmaakte priester, profeet en koning. Laat ons daarom ook ag slaan op die salwing wat ons deur die Here se Gees gekry het. Dat daar dieselfde Gees van Christus wat in ons woon. Mag ons met ywer met die woord van die Here omgaan. Mag dit soos Esegiel in ons binneste lewe, mag dit deel word van ons wese. Mag dit nie net 'n boodskap in ons ore wees nie, maar die waarheid in ons hart. En mag ons ook as gesalfdes van die Here getroue wagters wees. Ja, vir die wêreld, maar ook vir ons eie mense. Die Here stuur ons uit, nie na vreemde, nie net na vreemde en onverstaanbare mense, na ander volke en kulture toe, maar na ons eie mense toe. Mense met wie ons kan praat in ons eie taal. Ons word gestuur om deur die Gees die evangelie van Christus vreesloos en suiwer oor te dra. Maar as kerk het ons ook die voorreg om vandag aan die ander kant van die geskiedenis van die reformatie te staan. En besonder wil ek vandag een gedagte van die reformatie uitlig. Net soos Calvin deur Esegiel gelees het hy geskryf dat ons as Christus se kinders, as God se kinders, nie ons moet bekommer oor wie verlos is en wie nie verlos is, wie uitverkies is en wie nie uitverkies is nie. Nou ons taak is soos die profeet Esegiel se, om die suiwer woord van die Here te verkondig. En later sal Calvin dan aan sy brief aan die koning van Frankryk skryf oor die woord van God. En dit sê, hy sê, die waarheid van God se woord is nie maklik om te hoor nie. Dit is baie duidelik dat die mense van die Romeinse kerk nie wil luister na ons nie. En wanneer ons die waarheid van God se woord laat hoor, dan sal ons baie sterk winde van teenstand teen ons laat waai. Maar met die waarheid en die inhoud van God se woord kan ons nie net voor vyande, magte en heersers gaan staan nie. En met hierdie woord gaan staan ons selfs voor die regterstoel van die almagtige God. Want dit is sy woord wat hy vir ons gee. Nou waar die woord opreg, getrou en eerlik verkondig word, juist daar skyn die lig vir die mense. En daarom was die slagspreuk, een van die slagspreuke van die reformatie, post tenerbas lux, na die duisternis, lig. En mag die lig van God se woord ook in ons tyd, in ons kerk en in ons lewe helder skyn. Amen. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, Here, dankie dat ons mag weet, dat al sien ons dit nie met ons eie oë nie, en al het ons nie 'n gesig van die Here gekry nie, weet ons dat die Almagtige, die Allerheiligste, die ewige Koning in hemel en aarde, wat troon bo alles, vandag hier by ons is. Here, mag ons onsself klein maak vir U teenwoordigheid. Mag ons met ons sag luister wanneer U praat vanmôre uit die woord. En mag U deur U Gees deur die lig van die woord laat skyn. Nie net in ons elkeen se lewe persoonlik nie, maar ook in ons gemeente, ook in ons gemeenskap, ook in ons land en onder ons eie mense. Here, ons die boodskap en die evangelie wat U vir ons gee, en daardie woord aan ons selfs voor U regterstoel verskyn. Hoekom sal ons daarom te bang wees vir wat mense dink? Hoekom sal ons daarom bang wees vir verwerping? Here, gee ons die krag
dis vreesloos te verkondig, vreesloos by die waarheid te bly. Mag die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart U tog 'n welgevalle wees, Here ons rots, ons verlosser. Amen. Ons gee nou 'n geleentheid vir die opname van ons kollekte en daarna sing ons saam van skrifbereiding 15:7. Sing ten slotte saam skrifbereiding 15:7. Dis die voorlaaste brief van die gemeentes aan wie Johannes skryf in Openbaring. Besonder sing ons saam vers 1, vers 2, vers 4 en vers 5. Ek lees vir ons vers 4 en vers 5. Dit waaroor die Here Jesus hulle loof. Omdat jy die woord bewaar het van my lyde en lydsaamheid, is ek jou ook 'n bewaarder in die uur van sware stryd. As die tye van besoeking, elke mond sal dan verstom oor die aarde en sy bewoners, en die felste smarte kom. Ek kom gou, hou dan bestendig, wat my mond aan jou beloof. Wees net waaksaam en laat niemand jou die erekroon ooit ontroof. Wie oorwin, hom sal ek bestendig, as 'n seil sal hy verrys, om daar nooit weer uit te gaan nie. God se pragtpaleis. Sing saam skrifbereiding 15:7, vers 1, 2, 4 en 5. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here. Daarna sing ons ook saam van skrifbereiding 10:1 as slotlied saam.
Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en in jou sy vrede gee. Amen.